stel met graagte nou vir Dr. Anne-Marie aan die woord van Cordus Trust, wat die uitstekende smaak gehad het om hierdie 2 bundels en die vooruitsig gehad het om hierdie 2 bundels onder die Cordus vaandel uit te gee. Het is een baie besonderse dag hierdie vir Cordus in die sin dat 'n paar jaar gelede in 2012 het een die orde van die goue pen toekenning van Cordus ontvang. En een van die voordele was dat hy self kon publiseer en tweedens dat hy die voorreg het met so baie werk in gesit dat ek nie weet of hy dink is 'n voorreg nie, maar dat hy die voorreg het om 'n belowende woordkunstenaar of 2 te ABBA. Die begrip van ABBA is dat jy iemand begelei, mentor, fasiliteer tot publikasie. En die bundel wat vandag hier vrygestel word van François Viljoen is dan die heel eerste Cordus publikasie wat op hierdie wyse in druk verskyn. So dit is 'n baie belangrike mylpaal. Hierdie geleentheid sal ek hierdie bottel wyn, hierdie buiten verwagting, buiten keer, wat vir albei van ons geld vandag, sal ek vir hom gee. Is van die tou. Ja, ek gaan dit so kou. Baie geluk met jou prestasie. Baie dankie. En nou gaan ons daaroor na die stadium van die bekendstelling van André Viljoen se digbundel Die Tweede Lyf. Baie mense ken hom as François. Ons verwag hom. Dit is verskriklik wonderlik dat hy uit die Kaap-kolonie uit kon opkom vir die ontvangs van sy bundel. Alles het goed saamgewerk, die drukker, bundel is baie mooi gemaak, baie mooi gestik, sodat hy nie uitmekaar gelees kan word selfs nie. Maar hy gaan baie gelees word. Ek het die voorreg gehad om die digbundel in manuskripvorm te kry en te redigeer, te slyf waar nodig, ek kan nie meer onthou hoeveel goed was daar wat ek verander het nie, ek wou nie verander aan die volgorde nie, baie mense is gesteld op die volgorde, dan word dit 'n soort van 'n afdeling, indeling in afdelings van 'n bundel, en daar is nog verouderde kritici wat meen dat elke bundel 'n eenheid moet wees, en dat daar 'n programgedig aan die begin moet wees, en dan iewers 'n klimaks, middelpunt, 'n spulpunt, en dan 'n afsluiting aan die einde, 'n slot. Nou, ons het gepraat van die ruime van logici. Dit was 'n tyd toe mense struktuur beskou het as 'n teken van kwaliteit. Organisasie as bewys van besieling. Nou, dis natuurlik, soos Van Wyk Louw sê, vuur en water vir mekaar. Die vers en die studeerkamer, sê hy, is vuur en water vir mekaar. Mense moet dit onthou, met al ons analises, met al die opleidende goed wat ons doen, met al die taalkundige en ander profgeskut wat ons aanrig, rig op die verse en die bundels. Dit gaan oor die emosionele ondervinding, onder andere. Van Wyk Louw se groot woord oor kwaliteit was die onmiddellikheid. En as jy teruggaan, dan is daai onmiddellikheid sulke woorde soos entertained, kom van die Latynse tenere, om vas te hou. Ons praat van iets as boeiend, aangrypend, aandoenlik. So treffend is hy. Die vrou sê, I went to the movies and it was gripping, I went alone. Goed. Die boodskap van Cordus, soos ek gesê het, maak dit moontlik om hier by mekaar te wees, om hierdie bundel te ontvang en om te loods in die Afrikaanse literatuur, die Afrikaanse wêreld in, so waar daar plekname verander word en allerhande aanslae op Afrikaans voorkom, is dit ons soort teenvoeter, is om net baie goeie
hoë status materiaal binne Afrikaans te lewer, wat engines van die taal word, soos wat die radio, die uitgewery, die media, die kansel en so meer is. Maar sonder sy literatuur is hy nie volledig nie. André is 'n ou bekende by HAP. Hy was, ek weet nie hoeveel jaar nie, maar baie jare, was dit 'n klas by die versklas op Saterdagmiddag. Nie behoorlik as hy nie by was nie. En hy het baie van die mense ook gementor en my betrek by die saamstel van 'n paar bloemlesings. In die ou tyd, toe Woes omtrent net begin het André mense hiernatoe gelei uit Woes en ons het 'n kompetisie hier gehad, 'n digkompetisie wat ons beoordeel het en daarvan het 'n bloemlesing gekom. Dis almal sulke opbouende goed. En nou sien ons wat Cordus begin, word sulke opbouende rimpels na buite, sulke stokgolwe wat gebeur. Fanny het gesê, ek is die eerste een van die mense wat in 2012 bekroon is, wat iets aan 'n volgende bundel doen. En binnekort kom daar 'n ander bundel in sy volle delirium van die lewe, waarna ons uitsien. Die bundel kan middelpunt soekend beskou word soos enige bundel. Die lui kritikus sê, hoe lyk die titel, blad, hoe lyk die voorblad, hoe lyk die omslag, hoe lyk die afdelings, hoe lyk die skrywer, en dan werk ons binnekant toe van hierdie oppervlakkighede. En dit is nogal baie hardnekkig wat die mense so middelpunt soekend wil werk. Maar dan vergeet hulle dat dit kunswerke in eie reg is. Kunswerke wat in eie reg in bloemlesings geplaas kan word of voorgelees, soos nou vanoggend, sonder die volgorde, sonder die struktuur. Ek het 'n artikel gedoen taamlik onlangs oor wanopvattings van eenheid by sulke mense soos Ernst van Heerden en John Kannemeyer byvoorbeeld. Maar André se bundel het ek begin sommer op bladsy 29 'n magtige gedig gevind, nie sommer nie, maar 'n magtige gedig op bladsy 29 gevind, wat so treffend en boeiend en aangrypend en aandoenlik was. En sy naam is Klopgees. Dis 'n baie sensitiewe gedig. 'n Ligte wyntjie staan met vlerkgeruis op uit die niet. Laat stof en blare warrel en draai my onrustig. Tussen blou lug bo, waar vliese dun drade spin en donker skaduwees onder, wat agter ou boomstamme skuil, flikker hierdie poltergeist, ratel deure aan kosyne en klipper ruite los in sponnings. Klop daar mompelende stemme op, wat niks met hierdie dag se lig en skyn te maak het nie. Een van die onmiddellike goed wat 'n mens kry, ek het net nou die woord onmiddellik as kriterium gebruik, maar een van die onmiddellike aspekte van die gedig, en daardie onmiddellike indruk het Gerrit Dekker en Frans van Rensburg, ons groot letterkundiges van die verlede, gesê, is altyd die inset. Jy kry die indruk, jy kry sy ritme, en die ritme is asemhaling van die betekenis, sê Van Wyk. Maar hier is dit die klank, aan die einde is dit die mompelende stemme, die klanke, taalklanke daarvan, en dan op weg, op pad daarna toe, het jy die vlerkgeruis, die onrustig flikker, ratel en klepper, al daar die ligter geluide, onderweg na die mompelende stemme. By die besef dat hier iets aanwaai, en hier iets in ontstaan, van 'n ander dag, 'n ander lewe, 'n liggaam, kan 'n mens al lesende, terwyl jy lees, kan jy brûe bou, na die bundel titel, na die omslag, na die afleibare implikasies van die gedig. Jy sal merk dat ek nie graag praat van tema nie graag praat van onderwerp of parafraseerbare inhoud, want die gedig is nie daar sodat jy 'n ekwivalent kan skryf in prosa of in journalistiek of wat ook al. Hy is gevormde betekenis. En dit was dan Klopgees wat ek daar gevind het. Die brug wat gaan na die voorblad toe impliseer 'n ander lyf. Die swart en wit impliseer twee wêrelde. Twee wêrelde, sê die Hollanders. Daar is so 'n boek ook. En er staat nie wat er staat, sê Nijhoff. Daar is implikasies, daar is ander situasies. En die halvering daar swart-wit deel daarin
Maar dit is nie net liggaam nie. Dit is lyf. Die tweede lyf en lyflikheid en liefde. Baie groot en belangrike verskille. Geweldig sensitief as gedigte gevorm. Dit is 'n vreeslike treffende skildery wat net so sensitief aandoen. Deur Liebert Marie Jooste. Spesiaal vir die bundel? Dis al 8 jaar, 10 jaar. Ja. En so vind 'n mens baie dikwels 'n betreffende gepaste voorbladontwerp. My oorlopers was sommer 'n foto in die koue en ek sien 'n goeie fotograaf nie en Engela die regte kamera terwyl ons daar loop en oor die koue net so teruggooi en die ander was almal floppe. Maar hy het gewerk. So hier het jy die ongelooflike, ek dink is 'n unieke voorblad ook van die tweede lyf hier. In die baie cerebrale bundels wat 'n mens kry, is daar hierdie ruime van logisie en het jy dinge soos afdelings en afdelingstitels. Maar dit sal baie interessant wees vir elke leser om te kyk hoe loop en beweeg die getye van betekenis, van gedig tot gedig. Want 'n mens lees natuurlik nie 'n bundel altyd van een bladsy 1 tot aan die einde nie. Jy spring maar in en lees hom, soos by 'n kunsgalery, wat jy kan loop na 'n beeldhouwerk of 'n skildery of wat ook al, en dit in eie reg ondervind. Dan het ek gekyk na 'n vers wat verwys na Van Wyk Lou gedig Seekoevlei. Seker almal ken die gedig van Wyk Lou. Die swart bleshoender stryf verby af die straal uit ou verdriet. Staan weer by 'n wit poel, wintermiddag sneeu en dit is klein, hoor verskil. 'n Jakkals uit die rande skreeu. Daar is hy. Ons het hom, ons ken hom, is een van die ontroerendste gedigte. Baie min mense het gelukkig probeer om hom in prosa te vertaal of sy betekenis te parafraseer. Gelukkig, die effek is daar. Iemand wat gesê het, dit is 'n herinnering aan kindertyd, was Kannemeyer, en hy was verkeerd. Goed, nou hier is 'n gedig met die naam Seekoevlei Gedagtes. En in ander woorde, hoe kan 'n mens soortgelyke gevoelens beleef? Baie dikwels word gedigte gebruik, want mense vind dat die gedig beliggaam wat hulle graag gevoel het. En as daar groot ongelukke is, soos in die bomme in Londen in 2005, toe was daar baie mense wat gekom het na die diens op Trafalgar Plein, en elkeen het 'n gedig gebring. Want daai afgrond het 'n gedig gevra. As kind het ek verlief geraak op die skraal wit riet, wat met 'n fluitstem snags soveel meer beloof het as ou verdriet, die suiwerheid van kuns. In die vliegende jare winter geword, het my landskap vergrys, het vrees sy stem uit die rand te laat hoor. Maar nou is ek weer klein voor die groot besef, die alleenriet van onvoltooide hartseer, het my blywend gevind. 'n Geweldige, sterk gedig, 'n baie gespierde gedig. Die beloftevolle gefluister, kan mens ook 'n bietjie soortgelyk sien in die ritselende onrustigheid van die vorige gedig se aanloop. Maar dan het alles vereil tot enkel riet, wat die groot mens weer klein maak, die volwassene weer verklein, het die besef van 'n onvoltooide hartseer, blywende verdriet. Dit wat nie besweer kan word, selfs met die kuns nie. Al was die kuns se suiwerheid, die belofte, die groot beloning wat daar sou wees. En daar was 'n hele paar uitdruklik elegiese gedigte. Die elegie het al van die mooiste gedigte van alle genres opgelewer. In Van Wyk Lou se hele lang groot oeuvre is daar byvoorbeeld in nuwe verse, 2 elegiese verse teen die einde, Meretrix Tarraconensis en L'Arlésienne, van die mooiste, suiwerste gedigte in enige taal in die wêreld. En hier kry jy geweldig baie gedigte wat neig na die elegie toe. Elegie is nie 'n voorskriftelike vorm, dit is 'n stemtoon, dit is 'n aanslag. En hoofsaaklik
word dit 'n gemis, hoofsaaklik word dit 'n verlange, iets wat ontbreek, en dan kom die wete dat ek deur week van jou gister nooit kan vergeet nie. In bladsy 61. Dan iets wat ek nog altyd baie gehou het van, geniet het by ander in sy gedigte, is die konkreetheid, die beskrywing van bosveld, diere, Magnolia Dal, allerhande sulke werklike plekke wat dan werklik word in die gedig. Die studente sal weet van die regte paddas in verbeelde tuine, byvoorbeeld. Maar hier is 'n gedig op bladsy 33. Ek hoop nie ek lees nou almal al die gedigte wat André self wou gelees het nie. Ek maak dit miskien die laaste een dan wat ek gaan lees. Ek het baie. Die kom in Combretum. Mense sal weet dis onder andere die hardekool in daai familie Combretum. Ek stuur my woorde uit soos duwe en wat hulle wag dat hulle terugkom. Terwyl die son bloed spat op die water se gesig, vroegoggend en aand van elke dag se wag. Ek stuur duwe soos woorde wat elkeen met 'n raasblaar in die bek terugvlieg. Maar die put van die boom is stilte. Hier stol lewe langs die jong hout en die jaarringe wat woordeloos so baie vertel. Ek stuur raasblare uit soos woorde en wag dat my duif terug moet kom. As my wange rooi gloei en ek die drif onthou van die vloed wat jou weggevoer het. Daar groei 'n raasblaarboom by my venster waarin 'n tortelduif moet kom sit. Wow, dit is so mooi. Miskien moet ek my gedeelte afsluit daar. André aan die woord stel. Fanny, wil jy nog iets sê oor hierdie bundel? Goed, baie geluk dan en dankie aan Cordus. André, wil jy dan? Ja, mens moet eers net dankie sê, nee. Ja, daar is al eens baie dankie gesê, maar ek wil ook graag. Vir Cordus, vir hierdie groot voorreg om die bundel te kan vashou vandag. Vir een, jou mentorskap, ja, 6 jaar hoor, ek nie meer goed daar is. Dis 'n lang tyd. Vir al my digtervriende wat hier geïnspireer het en saam gegroei het. Julle wat my goed lees, al op Facebook ook, my baie aanmoedig en aanpoort, waardeer familie. My eie familie kan nou nie hier wees nie, maar ek het my ander familie hier vandag. Ek is baie dankbaar daarvoor. En dan wil ek vir my vrou wat nou 2 jaar en 2 maande oorlede is, dankie sê dat hierdie bundel sou seker nie sonder haar kon wees nie. Nie dat al die verse hier in die boek van my geskryf was, maar baie was. Baie het uit haar siekte en haar tyd van die verloop van haar siekte ontstaan en wat ek een sê, dis nie 'n kennisbundel nie. En die titel, die tweede lyf, het ek gaan kyk na en besef daar's basies omtrent 5 verskillende maniere waarop 'n mens 'n tweede lyf kan sien. Die eerste een is 'n ander persoon. En ek gaan hulle vir jou, ek gaan net 'n vers of 2 lees by elke een van hierdie aspekte, want meeste van die verse kan teruggevoer word na hierdie konsep van 'n tweede lyf. Die eerste een is die ander persoon. So ek wil lees uit bladsy 8, ek moet my bril kry. Net my bril lees. En ek die vers, die gedig se naam is Met ander oë. Ek sit en wonder of as jy saam met my hier was, jy ook na die dun swart streep sou kyk. Die een daar tussen oggendlig en die rood-grys berg waar boom en klip saamsmelt tot membraan tussen 'n ruimte bo wat al verder wegkrimp en vaster ondergrond. Ek wonder of jy ook sou dink aan vel. Rekbaar, maar sterk genoeg om my stukke vleis en boederige bene sinvol by mekaar te hou, sodat ek elke môre in die spieël naastenby soos myself kan lyk. Sou jy met nuwe oë na bome kyk, blare op die grond gestrooi wat soepelheid verloor, hoor hoe kraak dit onder leer stewels.
sien jy die luisterkrap in die as en in die as soek na stukkies bors wat uit darmes ontsnap het? Die bruin gras wat sade wit uit skedes laat bars? Of sou jy diep in gedagte oor jou maag vryf en verby alle diepsinnige swaarhede kyk na waar jou kinders op 'n ander plek in 'n nuutgemaakte tyd elkeen 'n eie familie soos 'n tweede vel aantrek? Hierdie ook met die tweede persoon baie mooi uitbeeld. Een reël meer as 'n sonnet. Die sterre voorspel hoogstens dat tekens soms in mekaar se planetêre skaduwees kom lê. Vertel niks van die menslike afstand tussen ons twee nie. Of die feit dat longe sonder suurstof in mekaar stort nie. Verduidelik ook nie hoe 'n fietende komeet met giftige stert so die verbygaan fyn stof agterlaat wat verblind nie. Die sterre toon ook nie dat die volmaan sy geel soos 'n oorryp sweer ronddra nie. Sterre skitter egter in wiskundige afsyde. Dan alle vorm van die tweede lyn is die alter ego binne ons. En ek gaan vir u lees buitewese. Dis hinkering van die geknelde gees, verbind met senuwees en pulsende are en iets meer aan binnelewe, tydelik toegekas. Soms word die oomblik onverwags ontknoop, as waarneming aan sintuie ontsnap. Nie suiwer uitkoms gebaseer is nie. Die snaar wat dieper as bewussyn tril en pynpers uit jacarandas laat glip. Hier en nou is meestal lillipoet geploeter. Die uitspansel te groot om met verstand se bloudruk ingehok te word. Dus dros ons soms van die blad af, ver verby die raam uit en luister hoe sonderlinge klanke die stilte gebod oortree. En weet ons ook, sonder kennis of verstaan, wat die liefde als kon wees as daar geen vrees was nie. Maar alles draai, kolk op uit duister wat voor alles was, en na die stondelig weer donker terug sal voeder. Dan het ek ook hier 'n hele paar verse oor die geestelike lyf, die aura. In die boek se titel kom uit 'n kort versie wat oor 'n boom gaan eintlik, maar kom ons lees hom verby, baie kort, ongetiteld. Sy oë soek vanmôre met grenslose geduld na die auras van bome. Die tweede lyf wat een kant toe skuif as jy dwars deur die stand kyk. En dan hierdie hele ding van die derde oog van die geestelike liggaam, het ek 'n hele paar verse oor, ek gaan julle een lees om dit daaraan te illustreer. Die een se naam is dekweefsel. Die ander oog is met 'n dun laagie vet en vel bedek, waardeur 'n voeler van die bygeloof uitsteek. Periskoop van hoop uit troebel ongeloof. Dan die lyf het ook die skaduwee, het ook 'n lyf. Dis ook 'n lyf wat daar lê. So ek het selfs 'n paar skaduwee gedigte, maar ek gaan eenetjie lees. Hierdie ene sê skaduwee het lywe nodig. Dis waar, né? Ek soek na kooigoed vir ons bed. Die miskusgeure uit fynboskruie om die leepoogduiwel wat verlang reguit hel toe mee te stuur. 'n berg groei helder op uit my bene. My raamwerk word los, ligamente smelt, spiere dryf weg. My lewe vaar in aardstrome, stort oor afgronde van ingewande. Die jaar van afsondering strek seisoenloos. Alle vastigheid lê geskerm teen die berg, waar ons kooigoed verdroog en mure jou reuk saam met blare wegdra. Maar my los,
word verlossing. Ek word die berg, wat nie kan onthou nie. Net maar sy skaduwee elke dag oor jou blyplek gooi. En dan die laaste wyse waarop 'n lyf kan manifesteer ook in hierdie gedigte is die ander lyf, die tweede lyf van geheue en geheue, hoe mens iemand onthou wat dan as ware 'n ander persoon word, nie eers die een wat dit was nie, iets anders, 'n tweede lyf. En ek gaan net een lees, so lank vers en as ek klaar. Want hier almal gaan koop nie in ry. En dit is in 4 taferele geskryf en sy naam is Klein Opstand. Gaan maar oor die geheue. 1. Deur vensters is daar niks te sien nie en tog ook alles. Gister was bome net herinnering aan sap wat uit die wortels opstoot. En nou pak duwe neste aan in elke ongeskikte mik. 2. Ek staan op as die nag skanier. Klein revolusie teen wakker lê, wat dieselfde beelde oor en oor bedink in volkleur herhalende DVD formaat. Ek soek jou afdruk op ons bed, 'n koffiekoppie die jou lippe besmet, en die reuk van jou hare, jou lyf, jy weet. Ek volg jou lag deur die donker huis, en bars uit in koue sweet, my opstand in die kiem gesmoor. Ook hierdie nag se opstaan gaan jou nie terugbring nie. 3. Ek draai jou saam met my in die gekneusde selle van my vel en in die aapdeel van my brein, waar instink jag maak op gekunstelde woorde. Ek bly heel dag bewus van jou. My hande wat rond soos jou borste leeg op my skoot lê, en my oë wat blink en kyk, maar die donker kringe om jou idese bewaar. Ek word stroom, waar drome vlak onder die oppervlak dryf. Klippe wat in ander ouer tye vashou aan skeure van geheue, verweer tot op my bodem. En ek vloei deur tyd, ook die are van blare onder andere, deur bewussyn van lewe, om een kort oomblik lang te muteer tot warm spoeg wat teen 'n berg se ken afloop. Maar ek dwaal af en weg en vergeet dat ek 'n liefdesvers vir jou wou skryf. 4. Eers wakker word, dan nie besef, elke môre is minder as gister gewees. 'n leë bed. My vingers wat die ruimtes tussen joune soek, en my tone wat skaamteloos vroetel deur lakens se leemtes. My mond wat troetelwoorde wou baar, word 'n gis wat net kan sug. En soms in die vervreemdingsuur kween woorde eers, ruk dan op tot stand teen al die verlore ure. Ons tyd saam, wat altyd te min was.